So aan julle baie welkom, maar ook aan die wat min ondervinding van die lewe het. Dis nou soos ek wat onder 20 is. Ons het maar min ondervinding van die lewe. Dis hoekom ons vanoggend ook opkyk na julle met die baie ervaring. My pa sou gister verjaar het en ek het sommer so ietsie daar op my status van WhatsApp gesit. Ek dink dis 'n ou dingetjie wat julle heel waarskynlik goed ken. Dit gaan nou maar oor die fases waardeur 'n mens gaan. Die 4-jariges sal sê, maar my pappa weet alles. En dan as jy nou begin skool toe gaan en jy is hier by 7 jaar oud, dan sê die seentjie, my pappa weet baie. En dan by 10 jaar, dan kom die ouetjie tot die konklusie, maar my pa weet nie alles nie. En as hy 14 jaar oud is, sê my pa sal dit tog nie weet nie. En dan by 17 jaar, dan sê die seentjie, maar my pa is heeltemal uit die oude doos uit. En dan op 21 jaar, dan sê hierdie jong man, ag nee wat, my pa se tyd is verby. Op 25 jaar, kom maar so effens 'n draaipunt, dan sê die jong man, my pa weet iets, maar nie veel nie. En op 30, ek sal tog hoor wat pa dink. Op 35, kom ons wag en hoor wat pa sê. En dan op 40 jaar, as pa dalk nie meer daar is nie. Ek wonder wat pa sou gesê het. En op 45, ek wens ek kon dit met pa bespreek het. En dan op 50, waar baie van ons is, wat dan sal sê, my pa het werklik alles geweet. En dis hoekom ons vanoggend ook by hierdie geleentheid vir ons senior lidmate wil dankie sê vir julle wat alles weet. Vir julle wat die ervaring en die ondervindings het, die klomp blootstellings, die wysheid het, en wat maak dat ons jonger mense nie altyd ons kop hoef te stamp, is ons net luister na die raad en die advies van hulle wat baie ondervinding van die lewe het nie. So ons eer vanoggend met liefde en met respek ook ons ouer lidmate wat vanoggend hier is en wat later ook dalk sal inskakel by ons YouTube kanaal en ander wyses. Vriende, kom ons bid saam voordat ons voortgaan met ons erediens. Here, dis u dag. 'n dag so volmaak geskep. 'n dag waarop u vir ons kom seën met sonskyn en met die vooruitsig van lente. Here, ons harte is so vol dankbaarheid vir die reën wat geval het, so betyds. Ons kan u nie genoeg dankie sê daarvoor nie. En oral rondom ons, Here, sien ons die verwagting by die skepping en by die diere en die plante, die verwagting van nuwe lewe. Ons sien dit sommer in die foto's wat ons sien van die Namakolandse blomme wat vanjaar so ongelooflik mooi is. Lewe wat u vir ons gee. Die asems wat u in ons longe blaas. En as ons elke dag kan opstaan, Here, dan is dit nog 'n genade dat u vir ons 'n dag leen om die beste daarvan te maak. Here, u woord wil ons vanoggend lees. Ons wil daaroor nadink. Ons wil, Here, net kom hoor wat op u hart is ook vir ons op hierdie pragtige dag. U woord wat vir ons soos 'n skatkis is, met 'n klomp skatte wat verskuil is, maar die Heilige Gees is die een wat die kus vir ons oopmaak en die skatte vir ons uithaal en dit oopmaak sodat ons dit kan ontvang en waardeer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ek het gisteraand op die groep vir julle die lied aangestuur. Verskoning, die lied aangestuur van The Older I Get,
Dis ook 'n lied wat deur Chris Els gesing word. Die van julle wat nou nie vir Chris Els ken nie, dis 'n jong mannetjie wat die afgelope tyd ook in Suid-Afrika so 'n bietjie sy merk gemaak het met meer soort van country musiek, en hy het ook 'n geestelike CD vrygestel, baie gewild op sosiale media, maar hy het ook hierdie liedjie gesing. So kom ons luister daarna. As julle die woorde wil volg op julle fone, dan kan julle gerus ook soontoe blaai, The Older I Get. The older I get, the more I think you only get a minute. Better live while you're in it, 'cause it's gone in a blink. And the older I get, the truer it is. It's the people you love, not the money and stuff, that makes you rich. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, the fewer friends I have. But you don't need a lot when the ones that you got have always got your back. And the older I get, the better I am at knowing when to give and when to just not give a damn. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, times I've laughed and cried, souvenirs and little signs of the life I've lived. The older I get, the longer I pray. I don't know why, I guess that I got more to say. And the older I get, the more thankful I feel for the life I've had and for the life I'm living still. Ekskuus vir die van julle wat hou van country musiek, baie pragtige lied, ek hoop julle die woorde geniet. Hoe ouer ons word, hoe meer moet ons dankbaar wees vir al die geleenthede en die kansse wat die Here vir ons gegee het en die beste daarvan maak. Vriende, ons gaan vanoggend lees uit Prediker. Ek gaan so 'n bietjie rondspring tussen teksgedeeltes, so julle hoef dit nou nie op te soek nie. Julle kan gerus maar die 12 hoofstukke van Prediker gaan lees. Dis nie so baie nie. Julle behoort
dit met 'n bekwame spoed deurgelees te kry. Dit is 'n baie bekende boek, 'n wysheidsliteratuur in ons Bybels. Vriende, partykeer voel dit vir ons of ons op, verskoon die Engelse woord, op autopilot is. Dis soos 'n vliegtuig waar die rekenaar beheer oorvat. En dan kan die kaptein die loods terugsit en sien hoe hierdie rekenaar die vliegtuig vlieg, homself soms laat land. Die tegnologie het geweldig gevorder rondom hierdie gebied. So voel dit baie keer vir ons asof ons lewe op autopilot is. Ons probeer net oorleef om deur hierdie krisistyd te kom, dag vir dag. Ons is soos hierdie ouens by die sirkus wat die balle so in die lug hou, 5-6 balle, en ongelooflik goed doen om die balle nie te laat val nie. So probeer ons 'n klomp balle in die lug hou. En ek weet ons gaan aan die einde van die dag oorleef. Maar die vraag is of ons regtig geleef het. Salomo skryf die boek Hooglied. Die jonger mense sal nou weet van Hooglied. Maar Salomo het daai boek geskrywe toe hy jonk was. Spreuke is ook 'n boek wat Salomo geskrywe het toe hy redelik in sy middeljare was. En Prediker is die boek wat Salomo geskrywe het toe hy nou reeds al 'n ouer man was. Want in Prediker reflekteer Salomo oor sy lewe wat verby is. Hy dink terug oor al die dinge wat hy aangevang het en nie aangevang het nie. Hy dink aan al die goed wat hom gejaag het om te presteer en om die lewe te geniet. En dan het hy hierdie diep innerlike stryd oor die sin van die lewe. Dat Salomo in Prediker vra, maar wat is die goed wat my betekenis gee in die lewe? Wat is die goed waarmee ek myself besig gehou het, wat sinvol is, en wat my hart laat warmer klop, as ek terugdink oor dit wat ek gedoen het? Ek dink, dis nogal 'n belangrike vraag om te vra. Wat gee betekenis in my lewe? Wat is die sin van my lewe? Want ons kry net een lewe. Ons het net hierdie een kans op lewe, en dis so belangrik dat ons hierdie kans sal gebruik en die beste van daai lewe sal maak. En vir ons wat nou al bietjie baie ervaring het van die lewe, wat 80 plus is, julle het 'n klomp wonderlike ervarings en blootstellings gehad, want ek glo ook julle het besef, ons het net hierdie een kans op lewe, en ons moet dit vat. Ons het vanoggend die voordeel van iemand wat vir ons kan sê, nou is ek weer op die Engels, ekskuus, die jonger generasie sal dalk nou weet wat dit beteken, been there, done that, got the t-shirt. Iemand wat klaar die pad voor ons uitgeloop het, hy het klaar alles probeer, gaan lees weer vir Prediker. Kyk, hy was dink ek ook maar 'n stout mannetjie op sy dag. Hy het alles wat vir hom plesier kan gee, gaan uitprobeer, gaan kyk maar, vrouens, drank, geld, werk, enige ding het hy probeer, om te kyk, wat gaan vir my sin en betekenis aan die lewe gee. Salomo het geweet, wat maak die lewe die moeite werd? Hy het 'n vol lewe gehad. Trouwens in die oë van ander mense, 'n baie suksesvolle lewe. 'n Lewe waarvan ons dalk droom, en waarna ons ook jaag. Maar dan lees ons in Prediker 1 vers 11, hierdie belydenis van Salomo, as hy sê, dit was alles 'n gejaag na wind. Dit was alles 'n gejaag na wind. Hoe tragies moet dit nie wees as ek aan die einde van my lewe kom, en ek moet terugkyk oor my 50, 60, 70, 80, 90 jaar en sê, dit was alles 'n gejaag na wind. Ek het nie die sin en die betekenis van die lewe gevind nie. As ons regtig wil leef, as ons regtig sinvol wil leef,
Dan moet ons vanoggend ook hoor wat Salomo vir ons kom sê. Hy wil so 3 bakens in die pad vir ons neersit, wat ons voor oë moet hou, om uiteindelik uit sy foute te leer, sodat ons nie aan die einde van die dag sal sê, dit was alles net 'n gejaag na wind. Die eerste baken wat hy neersit is God. Natuurlik is daar mos nou nie fout om ambisie in die lewe te hê nie. Daar's niks fout om goeie besigheid te doen nie, daar's niks fout om geld te maak nie, maar wanneer dit die enigste doel of fokus van jou lewe is, as dit die ding is waarvoor jy leef, dan sal dit jou nooit gelukkig maak of bevredig nie. Ons het die afgelope naweek so bietjie daaroor met mekaar as gesin ook gesels. Henk het 'n aanbod gekry om sy klerkskap by PricewaterhouseCoopers te doen as hy klaar is met sy honeurs by hulle tak in Robertson, waaroor ons baie dankbaar en bly is. En toe het ons nou begin gesels oor geld en salaris en al die goedjies. En dit was 'n interessante gesprek gewees. Maar vriende, ons kan alles onder die son hê. Maar daar's meer aan hierdie lewe as dit wat die blote oog kan sien. Sommige goed het tydelike waarde en ander goed het ewigheidswaarde. En elke keer wanneer die prediker God raak sien, dan is dit opvallend dat sy gemoed ligter word. Ek het nou vergeet om hy teks in Prediker 5 vers 9 vir julle te lees, wat sê die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie. Ook hier kom dit tot niks. Ek wil weer sê, ons kan alles onder God se son hê. Maar daar's meer aan hierdie lewe as die goedjies wat ek bymekaar gemaak het, of dit besittings is, selfs of dit grade en sertifikate en al die goedjies is, daar's meer aan die lewe as dit. Prediker kom leer vir ons, ons moet God in alles raak sien. En as prediker God raak sien, dan is dit amper asof die las op sy skouer 'n bietjie ligter word. Sy gemoed word ligter. Hy sien die lewe in 'n ander lig. En dit is so, kom sê Salomo in Prediker, sonder God, haal hom uit die prentjie uit. Skuif hom uit die equation uit, soos hulle in Engels sê. En dan het jy niks oor nie. Die lewe maak eenvoudig nie sin as ons God nie raak sien in hierdie lewe nie. Dan is dit letterlik soos 'n fox terrier wat 35 ton lorry jaag. Dit kom alles tot niks. Ek moet vir God raak sien in alles. Ook in die besittings en die grade en die geleerdheid en al die goeders wat ek bymekaar maak. Want as ek God uit die prentjie uitskuiwe, dan is my lewe leeg en sinneloos. Die tweede baken is geleende tyd. En toe ek dit nou neerskrywe vanoggend weer oor dit gaan, toe dink ek maar, miskien kan 'n mens hierdie twee woordjies teenoor mekaar skrywe. Dan raak dit geleentheid. Geleende tyd. Geleentheid. In Prediker 3 lees ons dat Salomo sê, daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd om gebore te word, daar's 'n tyd om te sterwe. Ons ken daai teksgedeelte baie goed. Ons gebruik dit dikwels by begrafnis-eredienste. Maar in Prediker 3 sien Salomo God in die tyd. Terwille van julle wat dalk nou gedans het in julle jonger dae, of dalk steeds dans, die lewe is nie net een lang dans aan mekaar nie. Daar's tye wat die musiek afgedraai word en ons net in stilte moet sit. Dis hoe die ritme werk, wil ek amper sê, op 'n dansbaan. Somtyds is daar musiek, dan is daar weer stilte. Dan is daar weer musiek, dan word die musiek afgedraai. Daar's 'n ritme op 'n dansbaan.
asof ek nou die voordanser van Oud en Nikoland is. Die lewe het 'n bepaalde ritme. Dit sê Salomo in Prediker. En die belangrikste van hierdie ritme is dat God hierdie ritme in jou lewe bepaal. Hy sit nie ergens in die hemel en hy kyk af en hy's 'n toeskouer en alles is uit beheer uit en hy sit maar net en toe kyk hoe dat hierdie horlosie wat opgewen is homself uitspeel en afspeel en aan die einde van die tyd dan dood jy nie. Nee, hy het tyd in sy hande. Hy het ritme in sy hande. Hy het seisoene in sy hande. Hy het ook jou tyd in sy hand. Daarom het Prediker geleer in sy lang lewe om God met sy tyd te vertrou. Hy het geleer uit ondervinding, na die swaar kry, kom daar weer 'n tyd wat die son sal skyn. Na die huil, kom daar weer 'n tyd wat ons sal lag. Na die teëspoed, sal daar ook weer tye van voorspoed kom. Na die droogtes, ook tye waar ons sal reën kry. Dis hoe die lewe werk. Elke ding het sy tyd. Die lewe het 'n bepaalde ritme. Wat is, was al reeds gewees. En somtyds is ons net te haastig. Somtyds moet ons net besef, die musiek is nou afgedraai, ons moet nou ophou dans, ons moet vir 'n oomblik stil staan, ons moet asemhaal, ons moet onsself hieraan herinner, dat hierdie tyd waarin ek nou is in God se hand. En hy weet die beste. Ek dink partykeer raak ons paniekerig in sekere tye van ons lewe. Maar dit is juis dan wat ons moet onthou, dat ook hierdie seisoen waarin ek nou is deel van God se beplande ritme vir my lewe. Om God in tyd raak te sien, bring amper 'n goddelike perspektief op my lewe en my omstandighede. En ek weet, die ouens wat nou baie ondervinding het, sal nou vanoggend sê, daar kom 'n tyd, en Prediker skryf daaroor in Prediker 12, waar my liggaam begin swaar kry. My liggaam begin ingee, my oor raak swak en my gehoor raak effentjies in my sig, in my smaak en alles. Kom in die spervuur. En ons sukkel somtyds met ouderdom en dit wat saam met die ouderdom kom. En tog wanneer ons ook in hierdie seisoen van ons lewe is, kom ons noem dit maar die winterseisoen van ons lewe, dan is dit ook 'n seisoen wat in God se hand is. Waar hy vir ons sorg en versorg. En waar ons kan sê, maar ook hierdie seisoen, waarvan ek dalk nie so baie hou nie, is ook 'n seisoen waar God my vashou en dra. Daarom is die laaste baken wat Prediker uitsit, sodat ons kan sinvol lewe, is om juist te sê, geniet. Daar's 'n hele paar tekste wat dit in Prediker sê. 3 vers 12 sê, ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet nie. 2 vers 24 sê, dis nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Dis 'n gawe uit God se hand. 3 vers 13 sê, dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook 'n gawe uit God se hand. Toe die Prediker vir God raak sien, toe hy raak sien dat God die tyd en die ritme van die lewe bepaal en in sy hand hou, toe besef Salomo dat hy die goeie van die lewe moet geniet as daai goedheid by hom verbykom. Miskien is dit een van die grootste lesse wat Prediker vir ons kom leer. Ons geniet te min wat ons doen. Ons geniet te min dit wat ons vandag het.
Daar's 'n versie in die middel van Prediker en ek het hom eintlik misgelees op 'n stadium. Wat die sleutel hou tot 'n sinvolle lewe saam met God wat jy kan geniet. In Prediker 6 vers 9 staan daar, wat die mens het, is beter as wat hy begeer. Hoor mooi. Wat die mens het, is beter as wat hy begeer. Die goeie van die lewe, my vriend, geluk, vreugde, lê nie in wag elders of op 'n ander plek nie. Dit is nie in 'n ander tyd, in 'n ander seisoen nie. Dis nie op 'n ander plek nie. Dis nie wanneer die omstandighede gaan verander, dat ek eers dan geluk en vreugde gaan beleef nie. Geluk lê nie in 'n klomp begeertes wat eers moet realiseer voordat ek gelukkig kan wees nie. Geluk wag nie by aftrede eers vir ons nie. Of geluk wag nie eers as daar 'n nuwe bedeling en 'n nuwe regering kom nie. Geluk is nou en hier. In jou eie huis, by jou eie tafel, saam met jou eie mense. Daarom dat Prediker oor en oor sê, geniet die goeie van die lewe, want dit is 'n gawe uit God se hand. Dis nou die tyd om gelukkig te wees. Ook al is jy die een wat baie lewenservaring het in terme van jou jare. Geniet die man of die vrou wat God vir jou gegee het en vir wie jy lief is. Geniet jou kinders of jou kleinkinders. Geniet die geld wat jy het. Geniet die kos wat jy eet en die wyn wat jy drink. Geniet jou vriende. Maak jou huis mooi, maak tuin. Kyk rugby en probeer dit geniet. Want alles wat God aan ons toevertrou het, is 'n geskenk uit sy hand, waarvoor ons hom kan dankie sê. 3 bakens, wat die Here vir ons uitsit, om 'n sinvolle lewe te hê, ongeag waar ons in die jare staan. Die eerste een is God. Sien God raak. Ook in die kleinste detail van jou lewe. Sien God in die tyd raak. Ook in die ritmes van die lewe. Ook wanneer ons moet treur en moet rou, soos wat baie mense vanoggend wat hier sit, moet maak. Sien ook God in daai tyd raak. En 3, geniet die lewe. Geniet vandag. Dis God se genade dat ons ook nog in omstandighede is om die lewe en die volheid daarvan te kan geniet. Die sin van die lewe is juist dit, wanneer ons met God rekening hou en besef dat ons tyd geleende tyd is, wat geleendhede vir ons bring, tye wat God in sy hand vashou, en dat ons die lewe sal geniet. Dit is God se hart. Hy het vir ons die gawes en die talente en die persoonlikheid en die lewe gegee om te kan geniet wat hy vir ons gee. En dit wat verbykom, geniet dit. Dis God se geskenk aan jou. Ek wil sommer saam met jou vir die Here dankie sê dat ons ook as ouer lidmate opnuut vanoggend weer dit kan besef. Ek preek eintlik vanoggend vir verkeerde mense. Want die goed wat ek vanoggend hier gesê het, is die goed wat ek by julle raak gesien het in die 2,5 jaar wat ek hier was. Dat julle die mense is wat vir my geleer het om God raak te sien. Hy is hier. Om te besef dat God ook in die tyd is. In die goeie tye, maar ook in die minder goeie tye, dat die lewe sy ritme het, dat die seisoene mekaar afwissel,
maar dat die Here my vashou, ongeag die seisoen waarin ek is. En dat die Here vir my ook geleer het deur julle lewe, geniet. Geniet dit wat jy doen. Klein, groot, onbenullig. Geniet dit wat die Here vir jou gee op jou lewenspad. Kom ons bid saam. Here, saam met Salomo, dink ek, is hier vanoggend 'n klomp wyses wat Salomo se woorde sal wil beamoen, om te sê, wat is die sin en die betekenis van die lewe? Is dit regtig alles 'n gejaag na wind? Die antwoord is nee, Here, ons weet dit. Want as U in die verhaal is, as U in die prentjie is, as ons U raak sien, dan sien ons God raak in ons geld, in ons besittings, dan sien ons God raak in ons man en ons vrou wat hy vir ons gegee het, ons sien God raak in ons kinders, in ons werk, in ons sport, in ons kuiers, ons sien God daar raak. Ons kan hom nie uit die verhaal uitskrywe nie. Dankie Here dat dit U is wat vir ons sin gee aan hierdie lewe. Dankie dat U ons tye in U hand hou, en dat almal van ons wat hier sit, Here, goeie tye gehad het al, maar ook swaar kry daar, en dat U hierdie ritmes laat afwissel, Here, en al hierdie tye in U hand is. Ons bid ook, Here, dat ons sal geniet wat U vir ons gee. Met dankbaarheid. Here, ons sê dankie vir hierdie klomp ervare lidmate in Oud-Nikoland, wat vir ons ander kan sê, ek was al daar. Ek het die TM gekoop. Leer by my. Jy hoef nie weer jou kop te stamp nie. Been there, done that, got the t-shirt. Here, U seën ons lewe met mense. U verryk ons lewens met ander mense wat 'n impak op ons lewe maak, en ons sê dankie daarvoor. Here, vanoggend wil ons weer kom bid vir almal wat op ons gebedslys is, in die familienuus. Ons wil kom vra, Here, dat U steeds vir hulle wat 'n stryd het, wat veg, vir hulle sal kom krag gee. Ons bid vanoggend, Here, vir Letty Sondag, wat 'n broer aan die dood afgestaan het. Ook aan Janita Rousseau, Here, wat haar moeder in die nag moes groet. Ook ander, Here, wat dalk ergens iemand het wat oorlede is. Ons bid, Here, dat U genade en U troos vir hulle voldoende en genoegsaam sal wees. Ons bid sommer net vir mekaar, Here. Ons wat nodig het om deur mekaar bemoedig te word en versterk te word. Dankie dat U ons mekaar gegee het, en vir die voorreg wat ons het om ook so by mekaar te kom. En dan sien ons mekaar nou nog net tussen die voertuie deur of deur die ruitte, dat daar tyd sal kom wat ons weer sal koffie drink en sal uitbeweeg, en net dit 'n blye weersien sal wees om te weet, hier's my familie, my mede-Oud-Nikolanders, vir wie ek so lief is. Here, kom seën vir ons met dit wat ons nodig het. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ek gaan vir Tinus vra om vir ons lied 280 te speel. Ons gaan vers 2 en vers 3 sing, lied 280, as julle julle liedboeke het. Ek het dit ook met die WhatsApp aangestuur. Terwyl ons net wag dat almal hulle plekkie kry en die selfoon dalk nader kry. Ek het gewonder wie ek aan die tafel moet uitnooi vanoggend. Ek het toe gedink dit moet maar die mense wees wat die meeste ervaring het. Nou julle kan nou maar julle gevolgtrekkings maak soos julle wil. Dis nou Henny en Alet, maar ek gaan nou nie vir hulle vra om uit te klim daar nie. Ek gaan sommer hierdie ou COVID nagmaaltekentjies vir hulle voertuig toe bring, maar hulle gaan dalk ook hulle eie brood en wyn saamgebring hê. So hulle is
simbolies ook deel van die tafel. En dan Pieter en Sue Vaughan, julle gaan by ons kan aansluit, en dan het ek tog gedink met Theresa wat vandag 80 is. Sy het nou die kat net gemaak vir 'n senior lidmaat. So sy en Ben gaan ook hier kom aansit, en ek wil net gou seker maak dat almal nagmaal het. As jy nie het nie, dan is hier van hierdie COVID nagmaaltekentjies beskikbaar. Kan ek gou net 'n aanduiding kry of daar iemand is wat nie nagmaaltekens het nie? Flits net vir my jou ligte. Dit lyk of almal het. So, ek gaan so reël dat ons lied 280 vers 2 en 3 sing. Julle sal sien in daai derde vers word daar ook iets gesê van laat ons leef en werk met vreugde, ongeag die seisoen waarin ons is. Daar's een ding wat vir my as kom ek breinspoel myself, maar wat vir my as jong mens baie beteken, en dit is as iemand oud geword het met 'n vergenoegdheid en 'n vreugde in die hart. Ja, dit is vir my een van die kosbaarste goed. As jy by iemand kom wat al senior is, wat al ouer is, maar daar's 'n vergenoegdheid en 'n stuk vreugde en positiwiteit in hulle lewe. Dit spreek net tot my. So ja, kom ons sing daai 2 versies en dan gaan ek afbeweeg en dan kan daai 2 gesinnetjies, Pieter en Sue en Ben en Theresa vorentoe kom, en dan as ons die tekens ingestel het, julle kan dit maar eers net vashou, as ons die tekens ingestel het, dan gaan ek sommer daar vir Henny en Alet ook hulle tekens vat, daar by hulle voertuig. Ek wil ek gaan dalk net maar die masker net so bietjie laat sak. Ek het gedink dit gaan gebeur. Die mikrofoon wil nie so ver optel hier om die dam nie, so ek gaan nou hier staan. Ekskuus, ek vra verskoning daarvoor. Vriende, ons gaan ons geloof saam bely voordat ons aan tafel gaan sit en die Here se tekens van brood en wyn gaan geniet. Kom ons maak ons oë toe. Ek gaan vir ons die geloofsbelijdenis lees. Dis ook die belydenis van ons hart, want ons is as familie saam om hierdie tafel. Jy wat in jou voertuig sit, ons wat om die tafel sit. Kom ons bely ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hemelse Vader,
Ons is hier by mekaar rondom die nagmaalstafel. En ons weet die Here Jesus het die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en dit gebreek. God daarvoor gedank en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Net so het hy ook daarna die beker met wyn geneem en gesê, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En elke keer as julle die brood en die wyn gebruik, verkondig julle die dood van die Here. En Here, ons is vanoggend hier by mekaar en ons is so bewus van ons nietigheid en ons broosheid. Maar tog, Here, is ons eregaste aan u tafel. U is die wonderlike gasheer wat ons ontvang met hartlikheid en goedheid en gasvryheid. En wat vanoggend vir ons kom sê, my kind, hierdie brood en wyn is tekens van dit wat ek vir jou gedoen het. My liggaam is vir jou gebreek, my bloed het vir jou gevloei, sodat jy met my kan rekening hou. Sodat jy kan weet, jy moet my raak sien in die tye, in die seisoene van jou lewe. Jy moet die lewe geniet. Dis hoekom ek gesterf het, sodat jy 'n sinvolle lewe kan hê. Here, kom seën ons, wanneer ons hierdie tekens gebruik. Ons bid dat u ons sonde sal vergewe, ons wil spreekwoordelik ons hande kom was, Here, voordat ons saam eet. Dankie dat u kruisdood ook beteken het, dat ons sondes betaal is, daarmee gedeel is, ons skuld is vereffen, en ons sê dankie daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan gou daar vir Henny hulle broodjies neem. Vriende, ek hoop, ja, nou vang hy weer op. Dis vanoggend breinbroodjies. Vriende, die brood wat ons in ons hand het, die brood wat ons in ons hand neem, is die liggaam van Christus. As ons hierdie broodjie eet, dan weet ons, is Jesus se liggaam ook vir ons gebreek, verbrysel, sodat ons die lewe kan hê, die lewe in oorvloed. Kom ons gebruik dit saam. Vriende, die beker met die wyn is ook 'n teken van Jesus se bloed wat vir ons gevloei het. Ja, sodat ons 'n sinvolle, betekenisvolle lewe kan hê. 'n Lewe oorgegee aan ons Here. Kom ons gebruik dit en ons sê dankie vir sy lyding, sy sterwe, maar ook vir sy opstanding uit die dood.
Here, saam met die psalmdigter wil ons U naam kom loof en prys. Ons wil nie een van die weldade wat U gedoen het, vergeet nie, Here. Vanoggend is ons in die ontvangkant, Here, van die vrug van U lyding en sterwe en opstanding. Dat U gekom het, Here, om ons te verlos van ons sinnelose bestaan. Dat U gekom het om vir ons die lewe te kom teruggee wat ons verloor het. Here, ons sê dankie vanoggend dat U ons gevoed het aan die tafel en dat ons met moed en krag en ywer wat deur U aan ons voorsien word, die lewe mag gaan leef. Ons oog gerig op God, op Hy wat ook ons tye, ook die wintertyd van ons lewe dalk nou in sy hand hou. En wat vir ons help om dit wat by ons verbykom, al God se gawes, dit te vat en dit te geniet. En Here, as ons hier uit mekaar uitgaan vanoggend, dan wil ons net die lewe gaan leef. En ons weet, U kom seën ons, as U kom sê, mag my genade, my krag, my liefde, my vrede vir julle genoeg wees om die lewe te gaan leef. Amen.